Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Genesis hoofstuk 40. Soos julle kan onthou, het ons in hoofstuk 39 gelees hoe Josef onregverdig in die tronk gewerp was, omdat hy die vrou van Potifar weerstaan het. Tog het die Here goedertierenheid aan Josef bewys, deur hom guns te gee in die oë van die owerste van die gevangenes. Josef was selfs binne in die tronk steeds voorspoedig, omdat hy uit keuse steeds naby aan die Here gewandel het. En hier aan die begin van hoofstuk 40, lees ons dan van die Farao se ongelukkigheid met twee van sy hofdienaars, die skinker en die bakker, en hoe ook hulle twee in die tronk gegooi word as gevolg van hulle eie misstappe. In hoofstuk 41 gaan ons sien hoe hierdie gebeure alles deel was van God se groter plan vir Josef. Maar vir nou eers weer terug na hoofstuk 40 toe. Die skinker was in beheer van die Farao se wyn gewees en die bakker in beheer van die Farao se kos. So, daar was 'n moontlike sameswering gewees om die Farao te vermoor. En die twee manne was waarskynlik verdagtes in die komplot en daarom dat hulle saam met Josef in die tronk opgeëindig het. In vers 4 sien ons dat Josef oor hulle twee aangestel word om hulle te bedien. In verse 5 tot 7 kry ons 'n geleentheid om 'n kykie in Josef se opregte menswees in te kry, want iemand wat verbitterd en vol haat is, gaan nie nog tyd maak om hom te ontferm oor iemand anders nie. Tog sien ons hier dat Josef bekommerd was oor die skinker en die bakker en dat hy na hulle uitgereik het om uit te vind wat fout is. En wat 'n mooi les vir elkeen van ons, om nie net altyd in ons eie omstandighede vas te kyk nie, maar om selfs te midde van ons eie uitdagings steeds uit te reik na ander en 'n gewillige oor te hê om te luister. In vers 8 gee Josef hul dan die geleentheid om hul drome te vertel, maar nie voor hy die geleentheid gebruik om hul ook van sy almagtige God te vertel, deur wie dit moontlik is om enige droom uit te lê nie. Dink jou in, Josef in 'n vreemde land tussen vreemde inboorlinge, en tog maak hy steeds God se naam groot. Wat is regtig ons verskoning om nie vir ander van die Here te vertel nie? In verse 9 tot 15 vertel die skinker dan eers sy droom aan Josef, en Josef gee vir hom die goeie nuus dat hy in sy amp herstel sou word. Omdat die skinker weer op vrye voet buite sou kon beweeg, vra Josef hom net een guns, en dit is dat hy vir Farao sou vertel wat gebeur het met sy droom en die uitleg. Maar wat doen die skinker? Hy vergeet vir 2 jaar van Josef, soos ons in hoofstuk 41 gaan lees. In verse 16 tot 19 kry die bakker dan ook geleentheid om sy droom te vertel. En na die gunstige uitspraak oor die skinker, het die bakker beslis ook goeie nuus verwag. En weer eens leer ons iets besonders van Josef se karakter hier. Want hoe maklik is dit net nie in die lewe om die mooi van die skinker te vertel nie, en hoe moeilik is dit net nie om die waarheid van die bakker oor te dra nie. Tog, as kinders van God, het ons nodig om soms ook die boodskapper van moeilike waarhede te wees, selfs al weet ons dat dit iemand gaan ontstel. In verse 20 tot 22 sien ons dan dat Josef reg was in sy droom uitleg teenoor die twee hofdienaars, en dat die skinker herstel is en die bakker opgehang, net soos wat Josef dit aan die twee manne uitgelê het. David Guzik deel die volgende oor hierdie gedeelte. Wanneer ons hierdie deel van die verhaal van Josef lees, wil ons almal graag onsself as 'n Josef vir iemand anders voorstel. Tog is die waarheid dat ons eerder die skinker en die bakker is, want Jesus
is die Josef in hierdie verhaal, die man wat onskuldig in ons tronk gestop is, om in ons omstandighede te kom deel, hom te ontferm oor ons en uiteindelik vir ons uitkoms kom gee het. Die hoofstuk sluit af met Josef wat vergete agterbly in die tronk. Maar alhoewel dit vir ons na verlore tyd mag lyk, het die Here reeds vir Josef begin posisioneer vir soveel groter dinge. En net so is die Here in elkeen van ons se lewens besig. Daar waar ons dalk voel ons word misgekyk en vergeet, is die Here reeds besig om iets beter voor te berei. Die vraag is net, is ons bereid om geduldig soos Josef te wag op die Here se tydsberekening? Of neem ons dalk sake in eie hande en mis die Here se mooier plan in die proses? Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.